Verlede Sondag het ons geluister na die Emmausgangers, die preek van Dominee Reinhold. En my preek gaan nou juis van vers 25 af verder. Dit is Lukas 24. Ek lees ook 'n gedeelte van die Emmausgangers, maar die fokus lê op 'n ander plek. Toe hulle, dit is nou hierdie twee Emmausgangers, toe hulle by die dorpie aankom, waarheen hulle op pad was, het Jesus gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dis amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan. En hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene, soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand, om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. En dan ons teksgedeelte, ja, eintlik vers 47 ook, vers 48, julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. So die opdrag, dis waartoe hulle geroep word, julle moet die evangelie gaan verkondig aan al die nasies. En dan amper die kontras, julle moet teruggaan, en julle moet in Jerusalem bly. Nou ons skrifgedeelte handel oor 'n tyd toe die kerk besonder klein en swak was. Eintlik bestaan die kerk nou net uit Christus en hierdie handjievol disippels. Dit lyk of alles verby is. En ons weet dat Christus het al reeds vir hulle gesê het, hy is op die punt om hulle te verlaat. En nou sê Jesus nog, hierdie disippels moet teruggaan na die plek waar hy gekruisig is. Waar menslik gesproke kan sê, dit was die einde van alles. En ons het ook verlede week gesien hoe min die Emmausgangers nog verstaan van wat Jesus doen. Ons weet hoe min die disippels verstaan het van wat Jesus doen. Dit het ons in die prediking die afgelope tyd voor Jesus se kruisiging baie gehoor. En tog weet ons
dat die kerk is bestem om vir die hele wêreld te wees. Ons kry dus die kontras, gaan terug na Jerusalem, gaan hulle daar doodgaan. Ons belydenis sê, vraag 54, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vorm 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou. En dat ek en jy daarvan lewende lidmate is. Dis wat die kerk bestem is en ons weet en ons sien dit vandag. Dit is wat met die kerk gebeur. Maar hier lyk dit of alles verby is. Maar om nou hierdie opdrag van Christus reg te verstaan, gaan terug na Jerusalem en wag daar vir die Heilige Gees, moet ons dit ook in die konteks sien van hoe die drie-enige God besig is om die wêreldgeskiedenis te verander. Daarvoor gaan ons nou eers 'n bietjie terug na toe Jesus gebore is. Daar kry ons ook die drie-enige God besig om die geskiedenis voor te berei soos wat dit al eeue lank voorspel is. Die Heilige Gees kom oor Maria en God sê vir haar, sy gaan 'n seentjie hê en dan sal hierdie seentjie vir die wêreld 'n groot betekenis hê. En nou hier aan die einde van Jesus se lewe op aarde sê hy, julle moet teruggaan en die drie-enige God wat sy plan vir die wêreld besig is om uit te voer, hy sal vir julle ook sê wat om te doen, bekragtig met die werk wat julle moet doen. En dieselfde Jerusalem, in dieselfde Jerusalem waar Jesus gekruisig is, gaan dit gebeur. Ons sien die hand van die Here agter al hierdie dinge wat gebeur. Agter die lewe van die Here Jesus, en dit het ons die afgelope tyd gesien, en maar ook die sterwe. En nou, wanneer hy hierdie klein klompie disippels, wat soveel teleurstelling, as het ware, selfs vir Jesus ingehou het in hulle begrip van die evangelie. God berei hulle nou voor vir hierdie groot taak wat na vore sal kom. En ook in die manier wat ons belydenis dit stel en die manier waarop selfs hierdie teksvers van ons gestel word, sien ons dat die mens terugtree en dis God wat werk. Die Seun van God het uit die menslike geslag vir hom 'n gemeente bymekaar gemaak. Ons sou sê die disippels het vir die Here 'n gemeente help bymekaar maak. Maar die mens tree heeltemal terug. God is besig om sy werk te doen. God maak vir hom 'n gemeente bymekaar uit die ganse menslike geslag. Die koms van Jesus na die aarde toe, sy opleiding van hierdie 12 disippels, dis alles die werk van God. En ondanks al hulle swakheid en onbegrip, selfs hier na Jesus se opstanding, is God besig om sy plan deur te voer. Wat gebeur hier voor Jesus se hemelvaart? Die disippels gaan terug na Jerusalem. Menslik gesproke het ek gesê, skynbare plek van mislukking. Maar wat gaan doen hulle? As jy gaan lees net na die hemelvaart van die Here Jesus, dan lees ons hulle is terug Jerusalem toe en daar het hulle biddend verkeer, want hulle het geweet, hier kom God in die vorm van die Heilige Gees, of die Heilige Gees God self gaan kom, en hulle was
bidend, en u sal dit lees daarna die hemelvaart van die Here Jesus. Toe het hulle met groot blydskap teruggegaan Jerusalem toe. Toe Jesus gekruisig is, het hulle met groot vrees weggevlug. Ek dink ons sien hier iets van die roeping wat ons het, wanneer ons die evangelie uitdra, en mense is dankbaar vir wat ook in hierdie gemeente gedoen word. Onthou, dis nie net jy swakke mens wat God se werk doen nie. God, die Heilige Gees, werk deur jou. En dit maak 'n hemelse verskil van alles wat ek en jy doen. En dan moet ons dit ook bidend en verwagtend doen dat die Here ons werk sal seën. Die disippels moes wag op die Gees van God. Dis God wat hulle uitstuur. Christus sê vir hulle om terug te tree sodat die Gees van God sy magtige werk in die geskiedenis kan doen. Nou ons weet om net die vergelyking te tref tussen Pinkster en die tyd toe Jesus gebore is. Ons sien hoe dat God al hierdie dinge bestuur. God besluit dat keiser Augustus iets sal uitvaardig, 'n opdrag dat almal moet ingeskryf word. En so kom Christus in Bethlehem sodat die profesie vervul kan word, dat hy in Bethlehem gebore sal word. God gryp in as die herders die engele hoor sing van Christus wat gebore is. God gryp in as die ster van Bethlehem in die lug hang en selfs heidense manne na Christus se geboorte toe kom. En so sien ons die werk van die Gees oral. Simeon word deur die Heilige Gees geïnspireer om 'n loflied te sing. Anna die profetes profeteer gelei deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom oor Maria dat daar 'n kindjie gebore sal word. En Maria, 'n vrou van omtrent 14 jaar, skryf 'n loflied wat ons vandag nog sing. Dis God wat al hierdie dinge doen. En nou sê Jesus vir sy disippels, hierdie swakke disippels, wat gewys het hoe min hulle verstaan, vir hulle sê hy, kyk, ek stuur die belofte van my Vader vir julle. En dan in die gebruik van die taal hier, kan ons dit amper vertaal, ek stuur die belofte van my Vader, julle daarinteen moet in die stad bly wag. U sien die swakheid van die mens en die magtige werk van God. Julle kan niks doen voordat die Gees van God julle bemagtig, en dan sal julle wonderwerke doen die wêreld oor. En voor sy kruisiging het Jesus mos hierdie dinge beloof. U kan die brief van Johannes of die evangelie van Johannes gaan lees. Johannes 14, Johannes 15. Hoeveel keer hy al die Heilige Gees aan hulle beloof het. Nou is die jammerlike mislukkings van Petrus en die ander disippels verby. Nou begin hulle vir die eerste keer verstaan wat die Here wil doen. En dit doen God ook, want ons lees in vers 45. Toe open God hulle verstand om die skrif te verstaan. 'n Mens kan nie die Bybel verstaan as God nie met jou praat nie. Met ander woorde, Jerusalem, wat lyk na die mislukking. Hier huiwer die kerk as dit ware op die drempel van 'n nuwe deurbraak, 'n nuwe geboorte. En 'n geboorte is nie iets waaraan 'n mens self iets doen nie. Dis ook die persoon wat gebore word is as dit ware passief. En hier word die kerk gebore. En die wonderlike is, God se werk word gedoen en hierdie arme swakke disippels word deur God gebruik. Die voortvarende Petrus wat voorheen so was, die ongelowige Thomas, die disippels wat almal gevlug het. Hulle moet geduldig wag
op die wonderwerk van God se Gees, en dan maak dit nie saak waar hulle is nie. Al is dit in Jerusalem. God gaan hulle bemagtig. Jesus stuur hulle terug na die stad waar hy skynbaar sonder sukses gepreek het. Dit word bereken dat Jesus rondom die Paasfeeste was hy altyd in Jerusalem. En dan het hy gepreek en hy die mense probeer oortuig, dink maar aan die vermeerdering van die brode, en dan sê hy vir hulle, hy is die brood van die lewe, en niemand wil luister nie. Uiteindelik, al het hulle Hosanna geskree, gaan hulle en hulle kruisig hom. Dit lyk, soos ons gesê het, dit lyk na een groot mislukking. Maar Christus stuur hulle terug daarheen, om hulle te gaan voorberei om die ware geloof verder te gaan verkondig. Maar ons sê, hy stuur hulle nie met leë hande nie. Hy stuur hulle met hierdie wonderlike belofte. Julle begin nou die evangelie verstaan, vers 45. Nou gaan God julle gebruik. Sy Gees gaan julle gebruik. Aan die Emmausgangers is die profete en die psalms verduidelik en hulle het begin verstaan, dis hoekom hulle teruggehardloop het Jerusalem toe, maar die disippels was nog vreesbevange, want toe Jesus in hulle midde verskyn, toe dink hulle dis nog 'n gees. Jy sien die swakheid van hulle geloof selfs nou nog. En tog sê Jesus, die evangelie gaan verkondig word. My werk, dis die werk van Christus, sal voortgaan. Ons ken almal die woorde wat Petrus aangehaal het op Pinksterdag rondom Joël, waar hy sê, daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien, en op die diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my gees uitstort. En dan sê Joël nog daarna, ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde. Dink aan die ster by die geboorte van die Here Jesus. Tekens in die hemel. Engele wat na die skaapwagters toe kom. Dan sê Joël verder, die son sal donker word, bloed, vuur en rookwolke sal opstyg. Wat het gebeur by die sterwe van die Here Jesus? Het was 3 uur lank donker. Toe Jesus sterf, was daar 'n aardbewing en 'n klomp dooie mense staan op. Feitelik, letterlik het alles wat Joël voorspel het gebeur by die Here Jesus, by sy sterwe. En so sien ons nog die heeltyd God se plan, wat God voorspel het, wat hy gesê het gaan gedoen word. Dit gaan God doen. En dit begin hy doen deur mense, maar mense wat bemagtig is deur die krag van die Heilige Gees. Tydens Jesus se omwandeling op aarde voor sy kruisiging, het hy telkens aan die disippels beloof, ek stuur 'n trooster. En hulle was platgeslaan. Ek stuur iemand wat vir julle sal sê wat om te sê as julle voor keisers en magte staan. Dink aan Petrus net na Pinkster, wat vreesloos vir die Joodse raad gesê het wat die Here hom sê om te sê. Dit kan alleen gebeur as die Gees mense gebruik. In Johannes 12 staan daar van mense wat nie die Gees van God in hulle het nie, en wat God se werk nie kan verstaan nie. Daar het die Fariseërs die Here Jesus nie aanvaar nie. En dan sê Jesus, hier word vervul wat Jesaja gesê het. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? God het hulle oë blind gemaak, hy praat van die Fariseërs, en hulle verstand laat afstom, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. God maak ook mense blind.
Maar God maak ook mense se oë oop. En dit doen hy hier met sy disippels. Duidelik het Christus hier aan hulle gesê, julle sal meer sien as wat julle nou sien. Julle sal meer verstaan. Julle sal sien hoe die Ou Testament in plek val, al die beloftes. Julle sal sien hoe God drie-enig deur julle en met julle werk. En met hierdie beloftes stuur Jesus dan sy disippels na Jerusalem. Daar sal hy sy werk, ondanks vyandskap en teekanting en swaar kry vir die disippels. Onthou, hulle het omtrent almal uiteindelik met hulle lewe betaal vir hulle belydenis. Dit is hoe die Here Jesus sy disippels voorberei het. Maar waar voorberei hy hulle voor? Ons kan amper sê, hy berei hulle voor vir een groot wonderbaarlike geboorte. Die geboorte van die kerk van Christus wêreldwyd. Al is hulle nou nog in Jerusalem. Die beeld word dan ook dikwels van die kerk gebruik dat dit 'n liggaam is of soos 'n vrou wat gedurig kinders na vore bring. En Jesus sê, hy stuur hulle na Jerusalem sodat bekering en vergewing van sondes verkondig kan word. Let op hoe passief word dit gestel. Nie sodat julle die verlossing moet verkondig nie, maar sodat dit verkondig sal word. Dis asof God se raadsplan hier voorop staan. En watter mense dit ook al doen, is nie belangrik nie. Ek en jy die evangelie oordra, is dit nie belangrik wie dit oordra nie, maar dat God jou gebruik om dit te doen. Dis hoekom die Here, mens baie keer hoor dat iemand, 'n predikant, miskien jare gewerk het onder 'n groep mense en dit lyk of daar geen vrug is nie. En dan skielik later kom iemand anders en hy pluk al die vrugte. Die mens staan terug. God doen sy werk op aarde en dit sal in die naam van die Here Jesus gebeur. En hier kort voor die hemelvaart van die Here word die verbuisterende groei van die kerk beloof. En dit word beloof aan hierdie swakke disippels wat hoeveel keer teleurgestel het. Mens hoor baie keer dat mense sê dat ons belydenis baie min oor die sending sê. Maar let op wat sê ons as ons glo, wat glo jy van die algemene kerk? Dat die Here van die begin af van die wêreld toe tot die einde toe vir hom 'n kerk vergader, beskerm en onderhou. God se oë is reeds van die begin af in die Ou Testament al. Is God se oë op die wêreld, nie net op Jerusalem. Jesaja het al gepraat van 'n banier wat gaan opstyg bo die volke. Almal sal hom sien. Of hulle hom glo of nie, maar hulle sal kennis neem van Christus. God vergader, Christus vergader vir hom 'n kerk bymekaar in sy werk. En hulle gaan na Jerusalem terug, bidtend, wagtend op hierdie dag wat die Here Jesus self beloof het. Dis nie vir nie dat Jesus selfs voor sy kruisiging vir Petrus voorspel het, Petrus, jy sal nog die rots van die kerk wees. Nie, die Romeinse kerk het ongelukkig van Petrus nou as mens 'n heilige gaan maak. Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Maar op die belydenis dat Jesus die Christus is, daarop sal die kerk gebou word. Daarom is dit so treffend as ons Petrus se preek op Pinksterdag hoor dat hy begin met sy prediking. Hierdie is die krag wat die Here in die Ou Testament al beloof het. En onthou, hulle het dit eers nie verstaan nie. Maar nou verstaan hy dit op Pinksterdag. En hy sê, dis wat God beloof het.
Moenie verbaas wees nie. Die mense was natuurlik verstom, maar hulle het geweet wat besig is om te gebeur. Dit is die belofte van die vaders waarvoor hulle in Jerusalem moes wag, soos Joël gepreek het ensovoorts. Christus gaan na die wêreld deur sy disippels. Ons moet onthou, die Here Jesus het nie baie met heidene gepraat nie. Daar's 'n paar voorbeelde. Hy het met 'n Sirofenisiese vrou, 'n vrou uit Filistia, van die Filistyne. Onthou die vrou wat sê het, die krummeltjies mag sy eet wat van die tafel afval. Daar was 'n klomp Grieke wat op 'n keer met Jesus gepraat het. Daar was die Samaritaanse vrou en die Romeinse soldaat by die kruis. Dis omtrent al heidene wat ons van hoor pertinent in die Bybel in die tyd van Christus. Maar nou is hierdie disippels gereed om die wêreld aan te durf. As 'n mens hierdie dele lees van die geskiedenis, van hierdie klein handjievol gelowiges en hulle toerusting deur die Gees van God, dan moet ons ook saam in die Nederlandse geloofsbelijdenis kan sê, die kerk van Christus, wat van die begin van die wêreld af daar was, sal ook tot die einde toe daar wees. En ons het vanoggend 'n doop aanskou. Ons sien 3 geslagte, oupas, oumas, pa en ma, 'n klein kindjie. Die Here sorg dat Marie ook die toekoms ingaan as deel van sy kerk. En sy weet daar nog niks van nie. God doen die werk. God roep ons kinders na hom toe. Hy gee die beloftes in die doop. As hierdie kindjie opgevoed word, sal sy ook deel wees van hierdie wêreldwye kerk, wat daar vanaf Jerusalem uitgewaaieer het, kan ons amper sê, na die hele wêreld toe. Nou weet ons, daar's tye dat die kerk baie klein is, en sal wees ook, gaan lees maar Openbaring 11. Ons lees van 'n kerk wat verskriklik swaar kry. Daar word 'n beeld gebruik van 2 mense, 2 getuies wat op die straat lê, nadat hulle 'n klomp wonderwerke gedoen het, lê hulle op die strate as lyke, en die mense is so bly dat die kerk as dit ware dood is. Ons sien dit vandag. U ken seker Feba Radio. Dis 'n radiostasie wat uitsaai na lande waar Christene verskriklik onderdruk word. Maar ons hoor hoe dat die Gees van die Here hierdie radiostasie gebruik om mense na Christus toe te lei. Ons het al by tye in die wêreld gedink, dis nou klaar met die kerk. Ek onthou toe ek 'n kind was, het ek eendag in Pinelands geluister na 'n dominee, Hudson Taylor. Hy was 'n sendeling in China in die 50er jare. En toe sê hy, die deure gaan toe in China vir die kerk. Dit was in die tyd van Mao Zedong, toe Christene vervolg is. Christendom is verbied, ateïsme is oral verkondig. Maar weet jy dat die Here vir Mao Zedong gebruik het om sendingwerk te doen sonder dat hy dit weet? Mao Zedong het 'n wet afgevaardig dat almal moet Mandaryns leer. Dit was een van die groot probleme van die sendelinge in China voor Mao Zedong. Dat hulle moes soveel tale leer om die evangelie uit te dra. Maar na hierdie opdrag van Mao Zedong die hele land deur is, was Mandaryns die taal wat almal kon praat. En nou hoef die sendelinge net een taal te praat, en dis Mandaryns, of een taal te gebruik. En nou gaan die deure in China weer oop. En nou is die taalprobleem opgelos. God werk wondere vir sy kerk. En nou, wat bely ons, en daarmee sluit ek af, wat sê ons, elkeen wat hier is vandag? God hou van die begin tot die einde van die wêreld, hou hy sy kerk in stand, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en ewig sal bly. Die vraag is ons lewende lidmate
van hierdie kerk van Christus. Onthou, dis 'n kerk wat deur die Gees van God gedra word, deur die Heilige Gees. Leef ons by hierdie besef van die Heilige Gees, van die drie enige God wat sy plan vir die wêreld voltooi het, of in werking gestel het, en dis beplan tot die einde van die eeue. Waar is jou plek daar? Wat doen jy om hierdie kerk wat die vreesbevange disippels begin het, of nie hulle begin het nie, God het dit deur hulle begin. Wat doen jy om die evangelie van Christus as 'n lewende lid, entoesiasties uit te dra? Want God se werk sal voortgaan. En jy is daarvan 'n lewende lid van sy kerk. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons swakke mense weer eens ook deur die geskiedenis sien hoe U die kerk bemagtig het. Dat daar selfs op plekke van skynbare mislukking uiteindelik wonderlike suksesse behaal is. Ons het dit gesien by die disippels. Ons sien dit in ons moderne geskiedenis. Gee dat ons daarom geen twyfel sal hê dat U kerk in stand hou nie, en dat ons daarvan lewende lidmate is. Amen.